Ons is by Speek 7 van ons gebedswiel. Voorbidding. Is voorbidding regtig nodig? Kan die Here dit gebruik? Kan ek 'n verskil maak? My ou gebedjie, dinge laat verander. Kom ons hoor vandag wat sê die Bybel. Here, dankie dat ons in U teenwoordigheid weet dat ons op die regte plek is. Dat U ons leer, dat U geduldig met ons vorder. En dankie dat ons vandag na U kan kyk aan U voete en hoor wat U vir ons sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Filippense hoofstuk 1 van vers 12 af. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek 'n gevangene is. Deur my boeye is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevreesd te verkondig. Daar's wel party wat Christus verkondig omdat hulle jaloers op my is en iets teen my het, maar ander doen dit met opregte bedoelings. Laasgenoemdes verkondig Christus omdat hulle my liefhet en weet dat dit my taak is om die evangelie te verdedig. Maar eersgenoemdes maak Christus bekend uit selfsugtige en onsuiwere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. Maar wat maak dit saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is of in opregtheid, op allerlei maniere word Christus bekend gemaak en daaroor is ek bly. En ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid en die Gees van Christus my bystaan. Tot sover. Vers 19. Ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid en die Gees van Christus Jesus my bystaan. Paulus skryf aan die mense in Filippi vanuit Rome. Hy is in die tronk. Rome was 'n baie groot stad gewees met meer as 'n miljoen inwoners en minder as 1% van daai miljoen mense was Christene gewees. Dit was 'n moeilike plek om Christen te wees, 'n onseker plek. Want die Christene het net uit die laagste sosiale ordes van Rome bestaan. Dit was meestal slawe of mense wat slawe was en vrygelaat is, of in die onderste deel van die ambagsmense, mense wat met leer gewerk het, of met hout gewerk het, of tente gemaak het. Hulle was Christene, nie die boonste laag nie. En dit het beteken dat talle mense in Rome nooit 'n Christen ontmoet het nie. Hulle het net gehoor van hulle. Nou ja, as jy so hoor van mense, dan kom daar allerlei stories en legendes oor hulle. En oor die Christene was dit so gewees. Van hierdie mense, die Christene, dit was nog 'n jong geloof, gewantrou, gewonder wat het ons in hulle. Men iets wat ons bekommer is dat hulle net in een God glo. Die Romeine het in 'n klomp gode geglo. En hierdie net in een God, ons vertrou dit glad nie. Verder is daar allerlei verhale in omloop gewees oor wat die Christene sou doen. Byvoorbeeld, as hulle die nagmaal gebruik, is daar gesê dat hulle die liggaam, die Bybel sê, dis 'n beeld wat hy gebruik, ons eet die liggaam van Jesus en drink sy bloed. En hulle het gesê, dit klink vir ons na 'n klomp kannibale. En daarom is hulle geweldige wantrou. Of omdat die Christene bekend was dat hulle baie lief was vir mekaar, dit geniet het om by mekaar te wees, mekaar gedruk het, 'n Christelike kus gehad het, 'n soen, het die Romeine gesê, ons wonder of hier nie immorele dinge hier tussen hulle gebeur nie. En hierdie agterdog was met rede het die Christene onseker gelaat om vrymoedig oor die Here te wees, want as die regerders van die land teen hulle draai, kan dit dramatiese gevolge hê. Hulle het dit geweet en dit het ook gebeur. Omtrent 62 na Christus is die gemeente in Rome, was Paulus in hierdie gevangenskap gewees. Maar net 2 jaar later was daar 'n vuur in Rome gewees, wat 2/3 van die stad vernietig het. Vir 9 dae lank het dit gebrand.
En Nero moes 'n skuldige soek en hy het die Christene gesê dat die Christene se skuld is en daar die verskriklikste vervolging gekom van Christene ooit. So hulle het rede gehad om bang te wees. Nou is Paulus in hierdie stad en hy weet dat die Christene nie regtig vrymoedigheid het nie, maar hulle het dit nodig. Hy kan nie veel vir hulle doen nie, hy sit in boeye in het huis waarin hy gevange gehou word deur Romeinse soldate, hy is onder huisarrest, sy verhoor is op hande. En die vreemdste ding gebeur in hierdie tyd, toe hy magteloos is en niks kan doen nie, is deur sy bediening kry hierdie mense die ongelooflikste vrymoedigheid. Ons gedeelte sê dat hulle in hulle vertroue op die Here gesterk is en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevreesd te verkondig. Kan jy dit glo? Toe hy magteloos is, gebeur daar die kragtigste goed deur sy bediening. 'n verdere ding wat gebeur wat belangrik was, is juist die agterdog van die Romeinse heersers en die wagte wat gewerk het vir die keiser, is mense wat juist die inligting moet oordra oor hierdie Christene. En uit hulle kontak met Paulus in die gevangenis, hy het nie kans gehad om vir hulle te wys deur hulle te nooi vir ete of iets wat die Christene se ingesteldheid is nie. Hy is 'n gevangene in boeye. En in hierdie tyd kry hierdie soldate die perspektief. Weet hulle dat hierdie 'n goeie geloof is, ons kan dit vertrou. Hierdie man is 'n gevangene nie omdat hy 'n boosdoener is nie, maar omdat hy terwille van Christus hierdie doen, terwille van sy geloof te doen, en dit het hulle toegeneig gemaak. So, daar kom 'n geweldige vrug op sy werk, terwyl hy omtrent niks kan doen nie. Hy sê, dit is vir my vreemd. En dan 'n derde ding wat gebeur. Paulus was die eerste sendeling in Filippi gewees, maar hy is die eerste sendeling in Rome gewees. En toe hy in Rome kom, toe is daar al lank Christene wat vanuit Israel gevlug het en die evangelie daar bedien het. Hulle het in geweldige armoede geleef en daarom was hulle brood en botter gewees, hierdie predikers, die gemeente wat hulle bymekaar gekry het. Nou as jy so afhanklik is van 'n gemeente, is een van die goed wat jy die meeste vrees en die meeste teen veg, ander predikers wat jou skape kan wegneem en jou inkomste kan wegneem. So toe Paulus kom, toe voel hulle geweldig bedreig, want hy het baie groot geestelike gawes gehad, gawes in die bediening, en hy kon sy woord goed doen. En hulle het net besef, hierdie ou gaan ons mense afrokkel, en dan het ons nie meer 'n inkomste nie. En hulle het Paulus met hand en tand beveg, en hulle het besef, dis in ons belang dat hy asseblief net in die tronk bly. En hulle sou goed doen om vir mense te sê, hou daar die ou daar, julle kan hom nie vertrou nie. En dis vir Paulus verskriklik, want in die tyd toe hy gebind is, magteloos is, in die tronk is, het hy mense se ondersteuning nodig, en nou is hulle bly dat hy in die tronk is. En dan het Paulus die vreemdste perspektief oor hierdie mense. Jy sou dink dat hy hulle veg en sê wel dat ek bietjie hulle terugkry vir wat hulle aan my doen. Paulus sê oor hierdie mense, hulle het selfsugtige en onsuiwer bedoelings. Maar weet jy wat? Hulle verkondig vir Jesus. En al sou ek benadeel word deur wat hulle doen, maak dit nie saak nie, Jesus word bekend gemaak. So Paulus het geweldige vrug op sy werk in 'n tyd toe hy omtrent niks kan doen nie. En hy het geweldige geestelike insig, hy het hierdie vrede oor sy omstandighede. Hy is nie in opstand te voel dat die geleentheid by hom verbygaan nie. Hy is rustig, hy weet die Here waak oor hom. Hoe kry Paulus hierdie geweldige vrug en seën in sy lewe? En dan gee hy ons die sleutel. Hy sê, ek weet dat alles vir my sal regloop, op my redding sal uitloop. Alles sal regkom, ek hoef nie bekommerd te wees nie, omdat julle vir my bid. Dit sê hy vir die mense van Filippi. Omdat julle vir my bid, is daar geweldige vrug op my werk. En sal die Gees van Christus my bystaan. En hierdie twee loop hand aan hand. Die gebed van gelowiges, voorbidding van gelowiges en die werk van die Gees. Jy skei die twee nie. En daarom moet ons besef dat ons voorbidding 'n geweldige rol speel in die uitdra van die evangelie en die voortgang van die Christendom. En met rede sê Jakobus 5, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Mense wat die Here dien, het 'n ander se voorbidding nodig. Dit maak 'n wesenlike verskil.
Maar die tweede belangrike saak is, dit maak nie net 'n verskil in daardie mense se lewens nie. Dit maak ook 'n verskil in die een wat die voorbidding doen se lewe. Wanneer jy voorbidding vir ander doen, dan wys jy in die eerste plek dat jy God se hart verstaan. En God se hart is ander mense se nood. En jy wys dat jy dit voel hoe God oor ons voel. Verder, as jy vir mense voorbidding doen, kom daar ook 'n band tussen jou en daardie mense en groei jou geduld en liefde vir daardie mense. En dit is moeilik om konstant en voortdurend vir 'n vyand te bid en nie op 'n manier die vyand te begin liefkry soos die Here dit van ons verwag nie. Dit verander ook ons perspektief op die lewe. En ons verstaan dat ons daar is om hoop te bring. Mens bid juis vir ander mense in nood omdat hulle hoop taan en hulle hoop bedreig word. En ons is mense wat sê ons glo onwrikbaar dat God die antwoord is en dat hy sal help. Dit verdiep ook ons eie verhouding met God. Want dit is 'n voorreg om te beleef dat ek deur my voorbidding meewerk aan God se plan. En omdat ek bid, werk God ook. Dis 'n geweldige voorreg. Verder bring dit vir ons ook innerlike vreugde en vrede. Want om ander se laste te help dra, begin ek skielik na my eie omstandighede anders te kyk. Word my probleme en moeilikheid skielik nie meer so groot nie. En die laaste plek, versterk dit ander se vertroue in God. Wanneer ek vir hulle sê dat ek vir hulle bid. En 'n mens wonder baie keer, moet ek vir iemand sê dat ek vir hulle bid? Jy moet, Jesus het dit gedoen. In Lukas 22 lees ons dat hy vir Petrus gesê het, daai laaste fase toe hy Petrus voorberei dat Petrus hom gaan verloon, sê Petrus, ek het vir jou gebid dat jou geloof nie moet wankel nie, dat jy nie moet ophou glo nie. Jesus sê dit vir hom. Deur vir mense te sê dat jy vir hulle bid, speel jy 'n belangrike rol dat hulle moed het en aangaan. En dit is baie keer tragies dat ons dalk nie vir mense sê nie, omdat ons nie gebid het nie. En daarom, om ons te help in ons voorbidding, om konstruktief en gecontroleerd voorbidding te doen, het ek 'n voorstel. Ek het dit maar by 'n vorige kollega gekry en met groot vrug in my eie lewe dit gebruik oor 'n lang tyd, om 'n dag 'n week iets te neem waarvoor ek bid. En ek het nou maar en elkeen kan ander dinge hê of dit op ander dae doen, maar vir my is Sondag die dag wat ek spesifiek voorbidding doen vir my kinders en my kleinkinders. Maandag is die dag wat ek voorbidding doen by name vir my familie. Dinsdag bid ek vir die skool en vir die leiers in ons gemeenskap. Woensdag bid ek vir die gemeente, vir die geestelike leiers in die gemeente, vir die gelowiges, vir hulle probleme en ook vir sendlinge. Donderdag bid ek vir die regering, vir die land, vir die wêreldse politiek. Bid ek ook vir my vyande. Vrydag bid ek vir my vriende by name. En Saterdag bid ek vir my kollegas in die bediening en vir die eredienste daardie Sondag. En ek doen dit omdat ek die Here vir my geleer het dat dit spesifieke verskil maak, dat ons geroep word om dit te doen, omdat die Here dit gebruik. En kom ons maak voorbidding 'n krag in ons lewe. Iets wat ons nie net doen vir ander nie, maar ook doen omdat ek weet my eie geestelike lewe het dit nodig. Here, dankie dat ons met U kan waag. Dat ons in geloof kan bid vir dinge waaroor ons nie beheer het nie en onwrikbaar kan glo en vertrou dat U dit gaan waarmaak. Dat U dit op U manier sal gebruik. Dankie vir die voorreg dat U ons gebede gebruik. In Jesus se naam. Amen.